tweede hoofstuk. Ek lees die ou vertaling uit 33-53 vertaling. Amen. En dit is nodig dat ons besef, ek en jy, met die woord van die Here altyd bydra. Want die God wat ons aanbid, het vir jou maar hierdie woord nagelaat. Ek gaan al lees vanaf vers Johannes die tweede hoofstuk van vers 1 en weer met vers 12. Prys die Here. Kom ons sluit ons mee. Here, baie dankie vanmôre vir die genade, die wonderbaarlike liefde van die Here. Dankie dat U ons God en ons Vader is. Here, dat U ons koning en ons verlosser is. Ons het vanmôre net een verlosser. Dis U wat op die troon is. Amen. Here, want die woord sê in Jesaja dat U gekom het. U sal kom om self U volk te verlos, Here. Here, toe U gekom het in 'n gestalte van 'n diensknegt. Here, het U gekom om mense te verlos en vry te maak deur die kosbare bloed van U. En ek bid vanmôre vra Here, omstraal elkeen van ons. Bevrug U ons gedagtes. Here, met U soete Gees, my God. Here, dat ons harte ontvanklik sal wees. Dat die woord, my God, in ons harte sal ingaan, my Meester. Dat daardie saad wat sal val op daardie grond, my God. Here, val op vrugbare grond, dit sal ontkiem en wasdom sal voortbring. Bid vanmôre, Here, bereid U Goddelike doen in elkeen van ons as mense lewens. Ons is afhanklik van U, Here. Ons bely ons het U nodig. Want sonder U, my God, is ons niks. Here, deur U wat vir ons die krag gee, is ons dit alles in staat. Here, gaan ons nie verby nie, maar sien ons raak. In die lieflike en heilige naam, wat genoem word Jesus Christus, bid ons dit. Amen. Amen. Johannes die tweede hoofstuk, lees dan van die eerste vers. En op die derde dag was daar 'n bruilof te Kana in Galilea. En die moeder van Jesus was daar. En Jesus en sy disippels was ook na die bruilof genooi. En toe daar wyn kort kom, sê die moeder van Jesus vir hom, hulle het geen wyn nie. Jesus sê vir haar, vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. Hoorie wat sê die Here Jesus vir haar? Hy sê nie vir haar moeder nie. Hy sê vir haar vrou. Vrou, my uur het nog nie gekom nie. Praat hy disrespekvol teenoor haar? Hy sê disrespekvol teenoor haar. Glad geensins. Want Maria het geweet wie Jesus is. Want sy was gesê gewees vooraf. Sy wat sal kom om sy volk te verlos. Het is glad nie dat dit disrespekvol was nie. Hy het gepraat met sy autoriteit, met sy krag en sy mag. Hy sê vir ons in vers 4, Jesus sê vir haar, vrou, wat het ek met u te doen? Maar hier het nog nie gekom nie. Sy moeder sê vir die dienaars, net wat hy vir julle sê, moet julle doen. En daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan, wat elkeen 2
of 3 ankers hou. Jesus sê vir hulle, maak die kanne vol water. En hulle het al tot bo toe vol gemaak. Weet as ons kyk, en ons almal was al op bruilof gewees. Ja. En wanneer daar 'n bruilof is daar voedsel wat geëet word. En baie mense vat 'n huwelik byvoorbeeld baie ligsinnig op. Ja. Ek het een keer gesien 'n prediker waar ek was geskok geweest wat hy doen. Hy vat 'n wat is hierdie gordynringetjies. En hy sit hom net by die Bybel en hy bid daaroor. Ek kan bly wees ek het hom nie in die hande gekry agterna. Ek sal vir hom gesê het, jy is disrespekvol teenoor God se woord. Ja. God se woord is nie speletjies nie. Dis nie 'n grap nie. God se woord is ernstig. Maar daar gelaat is dat wanneer mense op 'n troue is, wat is daar wat daar aan verbonde is? Daar's kos, Drank, musiek. daar's die musiek, daar's die drank, en al hierdie tipe van ding. En wat gebeur by meeste van hierdie troues? Die mense gaan en wil graag net drink. Hulle wil vrolik wees, hulle wil jolly tyd hê. En hulle wil regtig sinnig raak. Ek was op troues gewees wat dit my gewaag het. Waar ek nie self die troues gedoen het nie. Waar dit my aanstootlik is na die tyd. Nou hier gebeur dit dat die wyn klaar is. Die wyn het opgeraak. En wat gebeur as wyn, as die drank klaar raak by die bruilof? Party mense maak 'n plan om nog drank te kry. Hulle sal ten duurste gaan betaal. Maar wanneer ek kyk na hierdie verhaal, dit wat gebeur, dit is iets, nie 'n gelykenis wat gebeur het nie, dis 'n werklikheid wat gebeur het. Amen. En wat gebeur hierso? Die wyn is klaar. En daar's nie meer wyn nie. En as ons kyk na hierdie betekenis van hierdie wyn, wat klaar is, wat gedrink is, dan wys dit vir my na die lewe van die mense van hierdie wêreld. Verstaan jy wat ek sê? Yes, Lord. As jy nie verstaan nie, sê vir my, dan kan ek dit weer verduidelik. Dit wys vir my na hierdie wyn wat hulle voorgesit het. Wys dit vir my een ding, dis die mens se lewe in hierdie wêreld. Ek gaan nou vir jou sê hoekom. Kom ons lees verder. Prys die Here. Vers 7 sê, Jesus sê vir hulle, maak die kanne vol water. En hulle het al tot bo toe vol gemaak. En hy sê aan hulle, skep nou uit en bring dit vir die hoofdienaar. En hulle het dit gebring. En toe die hoofdienaar die water proe wat wyn geword het, en hy
nie geweet het waarvandaan dit van was nie. Maar die dienaars van wat die water geskep het geweet. Roep die hoofdienaar die bruidegom. En hy sê vir hom, elke mens sit eers die goeie wyn op. En wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegste. Maar u het die goeie wyn tot nou toe bewaar. Hierdie eerste een van sy tekens het Jesus te Kana in Galilea gedoen. En hy het sy heerlikheid geopenbaar. En sy disippels het in hom geglo. Daarna het hy na Kapernaum afgegaan. Hy en sy moeder en sy broers en sy disippels, en hulle het daar nie baie dae gebly nie. Nou wat gebeur is dat hierdie wyn raak klaar en Jesus sy moeder sê vir hulle, net wat hy sê moet julle doen. Moenie ietsie te lang tuintjies draai nie. Wat doen die mense van hierdie dag? As God sê so, dan wil die mense op hulle manier dit doen. Dan het die mense slimmer geword as wat die Here is. En as 'n spreekwoord wat sê, slim vang sy baas. En wat word jy dan? Dan word jy klaas, nie waar? En dit is dit, die mens moet besef, daardie wyn wat daar gewees het, spreek van die mens se lewe in hierdie wêreld. Want wanneer jy by 'n troue kom, dan wil die mense net drink. En hulle raak dronk. En hulle raak losbandig. En hulle begin uitlutheid te word. En wat gebeur? Jy sal verbaas wees hoeveel fights is daar agterna. Want die wêreld maak jou vol van ongeregtigheid. Daardie wyn wat jy drink is die wyn wat bitter is, wat sleg is. Dis hierdie wêreld wat jy mee besig is, wat jy aan drink. En baie mense is nie bereid om dit af te lê nie. En hierdie Here Jesus sê, maak die kanne vol wyn, vol water. Tot boontoe, bo. Hulle maak daar die kanne van water vol tot bo toe. En daardie kanne moes eers in 'n reinigingsproses gewees het. Nou voordat 'n bietjie haastig, ons los is. Daardie kanne moet eers rein word. Gereinig word. En wanneer dit gereinig is, volgens die gebruik van die Jode, dan kan dit eers weer gebruik word. En wat is die mense in die wêreld? Hy kom en hy sê, ek neem die Here Jesus aan as my persoonlike saligmaker en verlosser. Maar is nie bereid om gereinig te word nie. Daardie reinigingskan is soos jy wat daar is, wat leeg is. Want die wêreld maak jou leeg. Die sonde maak jou leeg. Die sonde vernietig jou. Die ongeregtigheid van die wêreld vernietig jou. Die waar. Maar wanneer jy kom na die Here en sê, Here, hier is ek.
en jy meen besigheid met God, dan word jy gereinig. Amen. Dan word daar die kan skoon gemaak. Hierdie kan moet skoon wees. Moet rein wees. En wanneer hierdie kan skoon en rein is, dan kan hy skoon water ontvang. Amen. Nie halfpad nie. Want God doen nie halwe werk nie. Dis waar, amen. Hy vul jou op. Heeltemal. Halleluja. Dit wat jy eers gedrink het, was die slegte gewees. En Jesus sê, toe hulle daai kan klaar volgemaak het, toe sê hy vir die hoofdienaar, skep. En hy proe. Toe proe hy. En hy roep die bruidegom. Want hy het nie geweet waar vanaf kom hierdie wyn nie. Hy sê, 'n mens sit eers die goeie wyn op. En daarna, wanneer hulle goed gedrink het, wanneer die koppe begin te draai, wanneer die koppe die mekaar begin te raak, wanneer die mense begin laf raak, dan sit hulle die slegte wyn op. Maar jy het eers die slegte wyn gesit, en nou kry ons die beste wyn. Amen. Jy drink hierdie wyn van hierdie wêreld, jy dink dit is fantasties. Jy drink hierdie sonde van die wêreld. Maar niks gebeur met jou nie. Maar wanneer jy eers leeg word en gereinig word, dan volg God jou met sy gees. As jy jou hart ontvanklik is vir God se woord. As jy wil oopmaak en sê, Here, vul my met u soete gees. Amen. Dan kan jy gevul word met God se gees. Dan kom daar die soet wyn, daar die lekker wyn. Nie wyn, mense gebruik ons altyd die verskoning. Jesus het met die water in die wyn verander. Dit is 'n verskoning om te kan drink. Die ou wat nou luister oor hierdie boodskap gaan luister, wil ek jou sê, dit was nie gegiste wyn nie. Dit is nie gegiste wyn nie. My God gee my nie gemors nie. Die Here gee vir my dit, wat tot voordeel is vir my, en nie tot my ondergang. Mense wil ons al ewig 'n verskoning hê vir om die wêreld se sonde te doen. Dis ja. Die mense soek altyd 'n verskoning om die ongeregtigheid te wil doen. Maar God gee vir jou die heel beste. Amen. En waarom wat jy nie die beste vat uit God se hand uit nie, man? Dis tyd dat die mens begin oopmaak en sê, Here, hier is ek, val my opnuut met die Gees. Halleluja. Here, wil U nie vir my genadig wees en opnuut reinig my binneste. Here, dat daar 'n verandering kom in my lewe weer opnuut. En Here, vul my met U Gees. Amen. Dis hierdie paar woorde wat jy sê, wat jy geleer het van een of ander kerk nie. Hulle leer mos die mense in tale praat.
Jy kan nie leer om in tale te praat nie. Wanneer God jou vul met sy gees, dan sal hy vir jou 'n taal gee, 'n verborgene taal gee om te praat. Amen. Amen. Nie sê agter my aan nie. Dis nie God wat so maak. God werk nie so nie. God gee vir jou 'n taal en hy vul jou met sy gees, my God. Halleluja. En weet, God gee vir jou dan genadegawes, soos hy dit wil uitdeel. Dis waar. Wat goed is vir jou. Die man het een aand, jare gelede, hy sal oorlede. Hy het gesmag in sy lewe om in tale te praat. Hy kon nooit in tale praat nie. Nou baie predikers sê, as jy nie in tale praat nie, is jy gevul met die Heilige Gees nie. Man, daai prediker moet ook, hy moet rigting kry. Ja. Almal het nie dieselfde gawe nie. God berus jou met genadegawes, soos hy wil. Dis waar. En daardie aand, ek kon nie eens gedink het, ag Here, ek kan nie eens vir 'n vlieg bid met 'n kop seer nie. Hoe kan ek nog vir hierdie man gaan bid? En weet God vul daai. Ek dink ek het downer gevoel as hy. En deur God se genade vul God hom met sy gees. Met die spreek in tale. En weet, dit raak my ook aan. En God word verheerlik. Daar soms dat die tyd kom, dat jy gevul moet word opnuut met God se gees, man. Amen. Dat jy ervulling moet kry van God af, man. Maar ons wil dit nie hê nie. Nie waar? Ons is tevrede met die slegte wyn. Met die slegte dinge wat ek aanvang. Met die slegte dinge wat ek doen. Ons wil nie uitreik na die goeie wyn nie. Dit wat God vir jou en my instoor het. Hy wil dit gee. Hy sê nie vir jou, jy moet my betaal nie. Hy sê nie, ek soek jou geld nie. Hy sê, maak jou hart oop en kom in opregtheid voor my aangesig. Wat sê die woord van die Here? Soek hom terwyl hy te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Prys die Here, ja. Want die mens het sy eie gedagtes. Die mens wandel in sy eie gedagtes. En steeds as hy begin te wandel, dat hy by gedagtes verander na God se gedagtes. Amen. God moet nie verander nie. Is ek en jy is mens wat moet verander. Dis waar. Daar gaan 'n tyd kom wat die mense gaan sê, Here, wees my genadig. Here, wees my barmhartig. Here, vul my met u gees. Dat is dit al te laat. Dis waar. Dan is daar nie meer tyd nie. Want die mens is nog te lief vir die ongeregtigheid. Daar gaan spelonke wees.
waar mense gaan weghardloop in daardie spelonke. Glo jy my? Ja. Amen. As jy my nie glo nie, gaan lees die woord. Openbaring. Berge, bedek. Gaan hulle na die spelonke en hardloop. Weg van God se aangesig. Daar gaan 'n tyd kom dat mense gaan smag na die dood. Maar die dood gaan vir jou weghardloop. Want die mense sal smag. En te sê, Here, kan ek nie maar eerder sterwe nie? En jy gaan nie sterwe nie. Want die dood het weggevlug van jou af. Gaan mense te laat berou hê. Ek wil vanmôre sê, kind van God, die koms van die Here is naby. Amen. Amen. Die koms van Jesus is naby. Wat wil jy nog drink? Wil jy nog drink van hierdie wêreld se ongeregtigheid? Wil jy nog daardie slegte wyn drink, of wil jy drink daardie soet wyn, daardie lieflike wyn wat Jesus vir jou gee, man? Amen. Amen. Wat jou nie dronk maak in die vlees nie, maar dronk in die gees. Paulus sê, moenie dronk word van wyn nie, want daarin is losbandigheid. Jy kan maar gelees in Efesiërs 4. Amen. Ag, Efesiërs 5. Hy sê daarin is losbandigheid. Hy sê maar word met die gees vervul. Daar is nie meer 'n smagting vir die mens om gevul te word met God se gees nie, man. Ons bid net oor die tydelike dingetjies. Maar daar's nie 'n tyd om af te sonder te sê, Here, vul my met die gees nie, my God. Laat herlewing kom in my binneste. Herstelling kom. Tyd dat die mens begin te bid weer. Te sê, my God, hier is ek. Laat ek ook net sal doen wat U vir my sê om te doen. Amen. Dit help nie, ek ken die Bybel nie. Maar ek doen nie wat Jesus sê nie. Amen. Dan beteken dit vir my niks. Dan beteken die Bybel ook vir my niks. Wanneer ek kom lees, en ek begin om te lees, moet daar roering wees in my binneste. Halleluja. Moet daar 'n roering wees. En jy moet begin te ondersoek wat die fout is in jou lewe. Om te sê, Here, ek sien dis wat die woord sê. Here, ek wil ontslaa raak van dit. Dit help nie as jy lees die Bybel oppervlakkig nie. Ek moet hom lees met 'n geopende verstand. Met opregtheid van my hart. 'n Hart wat ontvanklik is vir God se woord. Hierdie woord sny in die binneste van jou hart. Hy sny tot in die diepste van die siel. Hy maak skeiding tussen siel en gees.
Daar waar 'n mens nie kan kom nie, sny hierdie swaard. As ek sê, Here, wees my genadig. Here, wees my barmhartig. Ek wil die aangesig soek uit die diepte van my hart uit. Wie van ons kry nooit 'n geleentheid om met die Here te praat? Wie kry geleenthede om te praat met die Here? Amen. Die een wat my vanmôre sê, hy kry nie 'n geleentheid nie, jy sê vir hom, jy lieg, jy's 'n leenaar, jy gaan hel toe. Leenaars gaan hel toe. As jy loop en lieg, gaan jy hel toe. God se woord sê nee. Die woord van die Here sê. Leenaars gaan hel toe. Dis wat die woord van die Here sê. Ons almal kry geleentheid om God aan te roep. Dis sê, Here, ek is moeg vir jou wyn. Here, ek soek daardie nuwe wyn. Ek soek daardie wyn, water wat verander is in wyn. Goddelike wyn. Nie 'n menslike wyn nie, maar 'n goddelike wyn. Wat my binneste kan laat opborrel. Amen. Wat 'n blydskap bring in my binneste. Sodat God verheerlik kan word. Ja. Die keuse lê by die mens. Nie by God. Amen. Die Here gee vir ons se keuses. Ons moet besluit oor die keuses wat ons maak. Jy soek die slegte of jy soek die goeie. Ek kan vanmôre sê, ek het al lankal my hart aan die Here gegee. Dit sê nie jy gaan hemel toe nie. God se woord sê wie volhard tot die einde toe staan. Amen. Wie volhard? Nie daai stelling wat mense sê, once saved, always saved. Dis 'n dwaal leerstelling daai. Die Here sê wie volhard tot die einde toe sal gered. Halleluja. Wie God gehoorsaam is en doen wat sy woord sê, sal die ewige lewe beerwe. Ek kan nie verwag om die sonde te doen en die hemel toe te gaan nie. Ek wil mis hier. Die Here gee vir die mense keuse in die lewe. Daai mense wat op die bruiloft was, hulle het 'n keuse gehad of hulle die goeie wyn wil drink, aldus nie. Die mens het 'n keuse. Wil hy ontslae raak van die wêreld? Want die wêreld maak jou leeg. Dis so. Maar Jesus maak jou vol. Amen. Die vyand is daar om jou te beroof, om jou te vernietig, om vir jou te leer hoe om leuns te vertel, Dis waar. om jou te vertel hoe om die sonde te doen, om die ongeregtigheid te doen. En ons is tevrede daarmee. Ek is op my pad hemel toe. Met die sonde naam. Jy lieg. Die duiwel vertel jou 'n leuen. Want hy is die vader van die leuns.
Ek is alleenlik op my pad hemel toe, wanneer ek God se woord toepas in my lewe. En ek doen wat hy sê. Sê, Here, hier is ek. Wees my genadig. Halleluja. Die keuse lê by die mens, wat jy wil hê. Kom ons sluit ons oor. Here, ek wil vanmôre sê baie dankie, Here, vir die woord wat kosbaar is. Here, wat ek vanmôre bid en vra, my God, wees genadig vir elkeen. Vir hulle wat sal luister na die woord, ook agterna, dat U die een sal wees, wat die oortuigingswerk doen in die mense lewe. Wil ek bid vanmôre en vra, my God, dat U elkeen sal omstraal, met die liefde en die genade. Here, dat ons sal drink van dit wat U vir ons gee, en moeg word van die wêreldse dinge, die wêreldse begeertes, die wêreldse dinge wat ons weglok. Here, dat ons sal drink van die fontein van lewende waters, en dat ons vol word van U soete Heilige Geeskrag. Here, sien raak, gaan niemand verby nie, dat U verheerlik mag word, en in deur elkeen se lewens. Bid dit uit genade uit vanmôre, in die geloofwaardige naam, wat genoem word Jesus Christus. Amen. Amen. Dankie, Here.